Ek groet u in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vrede vir julle. Genade vir julle. Vandag is Pinksterdag en vandag dink ons terug aan die gebeure in Handelinge 2. Nou vir 10 dae weet ons dat die disippels in Jerusalem gaan wag het, bidend gewag het op die gawe van die Heilige Gees, soos Jesus beloof het, en dan op daardie 10de dag gebeur dit. En ek lees dit uit Handelinge 2 om ons te herinner wat daardie dag gebeur het. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was almal op een plek bymekaar. Daar was 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Dwars deur die Bybel is daar natuurlik die verband tussen die Heilige Gees en wind. Die wind kom waar hy wil. Wanneer Jesus met Nikodemus praat in Johannes 3, dan sê hy, die wind kom van 'n kant en waai aan 'n kant, jy weet nie, maar hy bring die verskil, hy maak die verskil. Jy kan hom nie sien nie, maar jy kan die effek van sy waai kan jy sien. Nou hierdie dag word die Heilige Gees nou weer verbind met die wind, die rukwind, die stormwind, wat die vertrek vervul. Die tweede ene, hulle het iets gesien soos vuur, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. En nou weet jy wat daardie dag gebeur. Die mense se omstandighede verander nie, maar daar's baie van hulle wat vir die eerste keer hoor wie Jesus is en wie se lewens verander. Hulle gaan terug in dieselfde wêreld, maar hulle lewens is anders, hulle dink anders, hulle doen anders. En die wêreld sien die heerlikheid van Jesus Christus. 'n ander beeld wat natuurlik met die Heilige Gees verbind word, is die beeld van die duif. Toe Jesus gedoop is daardie dag, het die Gees van God soos 'n duif op hom neergedaal. Nou vandag dan, Pinksterdag, die dag, die koms van die Heilige Gees. Ons is baie dankbaar daarvoor en ons dink na daaroor. En die diepste vraag is seker, het Jesus nie genoeg gedoen nie? Hoekom nog die Heilige Gees ook? Wat is die werk van die Heilige Gees? Wat moet hy doen? En ons lees dat eintlik die Heilige Gees die een is wat dit wat Jesus klaar gedoen het nie. Hy het mos nou die vergifnis van sonde gebring. Hy het nuwe lewe gebring. Nou die Heilige Gees vat dit en hy dra dit in mense se lewe in. Ons ou kerkvader Calvin het gesê, sonder die Heilige Gees is al die werk van Jesus pure verniet. Hy dra dit in. Hy's die een wat Jesus aan ons voorstel. Is dit nie die ding wat die eerste dag met jou gebeur het, toe jy tot bekering gekom het nie? So vandag fokus ons op die werk van die Heilige Gees. En natuurlik val dit saam met 'n dag waarin ons voorbidding doen. 'n nasionale dag van bid oor hierdie virus. En ek het gedink, net soos die Heilige Gees daardie dag gekom het, en nie die omstandighede van mense verander het nie, maar mense verander het. So bid ons vandag, dat die Here nie net ons omstandighede verander nie, maar dat hy ons wat in die omstandighede is, verander. Harte verander en nuwe lewe gee. Die Heilige Gees bring hoop. En 'n pragtige lied wat D.J. Miller sing, hulle noem hom nou Dave Miller, dit is sy optreenaam, om vir ons hoop te gee, is 'n lied wat verband hou met die wind. En ek wil graag hê dat ons daarna luister. En mag dit ook op 'n manier iets van ons harte verwoord, as ons vra dat die Heilige Gees deur ons waai, dat die Heilige Gees hoop bring, dat die Heilige Gees vir Jesus in ons lewe 'n werklikheid maak. Kom ons luister daarna. Ure tel stadig, asems word getel, somber gesigte, hartseer gedigte,
is die nuwe kultuur. Van wanhoop tot waagmoed loop ek in my baan, oor klowe van afstand, grense voorhand vat, vra ek weer oor die hoop. Vra ek maar weer oor die hoop. Hoop is die saailand waarin God ons toe kom saai, 'n oase in 'n dorre woestyn. Hoop is die kreet van 'n nederige hart, hoop dat die guns ons rigting waai. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, ons trotse weerstand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, o Heer, kom vat weer ons hand. Die wêreld se tempo vertraag my lewensstroom, die roem van die hede is dankbaar gebede, daar is iewers nog 'n bietjie lig. Diep in benoudheid, my kyk in die verte, weet ek ten spyte van doodgaan se geite, sal die son weer oor ons skyn. Sal die son weer oor ons skyn. Hoop is die saailand waarin God ons toe kom saai, 'n oase in 'n dorre woestyn. Hoop is die kreet van 'n nederige hart, hoop dat die guns ons rigting waai. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, ons trotse weerstand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, o Heer, kom vat weer ons hand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, ons trotse weerstand. Waai in ons rigting, kom waai deur ons land, waai oor ons trane, o Heer, kom vat weer ons hand. O Heer, kom vat weer ons hand. Voordat ons die woord van God lees en dit oordink, kom ons bid eers saam. Kom o Heilige Gees en waai deur my. Kom verander my gees. Ja, soos U vir ons skrywe in die woord, Here, in Romeine 8, dat U Gees saam met my gees getuig dat ek 'n kind van God is. Here, ons kan nie self glo ons is U kinders nie, ons wil, en U Gees moet ons kom help, dis wat daar staan, en dankie dat U altyd in en by ons is. En Here, ons weet, U sit aan die regterhand van U Vader. Dis van daar waar U regeer. En U regeer deur twee dinge, twee middele, U woord en U Gees. So ons neem nou U woord op, ons gaan dit lees, en ons bid dat U Gees hierdie woord in ons harte sal vertaal, en vir ons nuwe hoop en krag sal gee. Amen. In die boek Openbaring waarmee ons nou besig is en was hierdie afgelope tyd van Pinkster in ons gemeente, is daar nie minder nie as 18 verwysings na die Heilige Gees. En ons gaan nou nie al daardie verwysings lees nie, maar ek wil graag vanoggend bietjie klem lê op 4 van hulle. Want by al hierdie geleenthede neem die Gees vir Johannes ergens heen en laat hom sekere dinge beleef en sien. Nou die heel eerste keer wat ons daarvan lees, is nou in Openbaring 4, en ek gaan dit vir ons daar lees. In Openbaring 4
staan daar geskrywe, hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, dieselfde stem wat hy gehoor het in Openbaring 1 vers 10, nee. En die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, die stem sê, kom op hierheen, ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. En soos ons in die tweede geleentheid van hierdie week op klem gelê het, wat Johannes daarna sien, is dat God op die troon sit en dat hy 'n boekrol in sy hand het, en dan word daar gesoek na iemand wat die boekrol kan oopmaak, maar daar's niemand nie. En dan tree iemand na vore, Jesus Christus. Hy kan die boekrol. Nou die boekrol is mos nou die uitrol van God se plan in hierdie wêreld, nee. En dan kom Jesus en hy sê, ek sal my Vader se plan in die wêreld uitrol. En op 'n manier word die fokus verplaas op Jesus. En sien ons die heerlikheid van Jesus. Mense kniel voor hom, maar word liedere gesing. Dis die eerste ding wat die Gees in 'n mens se lewe doen. Hy laat jou vir Jesus sien. En hy laat jou Jesus in sy heerlikheid sien. Hy maak jou oë oop, dat jy die heilige van God kan sien. Ek onthou in 1974, hoe die Heilige Gees daardie dag my oë kom oopmaak het. Dat ek wat kon sien. Behalwe my sonde, dat ek bewus was daarvan, het die Heilige Gees vir my Jesus kom wys. Die verlosser, die een wat nuwe lewe gee. Gaan ek dink aan die disippels daai eerste keer in Lukas 5, toe hulle die nag nie kon vang nie, en Jesus vir hulle sê, gooi die net aan die ander kant, en die groot klomp visse, en dan besef hulle, maar hierdie man is anders. Hy het mag waarin ons nooit gedink het nie. Hy het krag waarin ons nooit gedink het nie. Hy is buitengewoon en hulle volg hom. En in Johannes 21, waar hulle weer teruggaan om te gaan visvang, nadat hulle nie geweet het mooi wat om na Jesus se opstanding te doen, en die goed te verwerk nie, verskyn hy weer aan hulle daar by die see, en hulle vang weer 'n klomp vis. Jesus, die aandag, die fokus op sy heerlikheid. Dink aan daardie 5000 mense wat moes kos kry. En Jesus gee hulle kos, en skielik word sy heerlikheid vir hulle duidelik. Johannes sê die eerste ding wat hy sien, en wat die Gees vir hom wys, is die heerlikheid van God. Ons moet dit nooit onderskat nie. Mag sy Gees vir jou wys, dat Jesus die lig is, die weg, die waarheid, die lewe. En dat hy die brood van die lewe is. Ons gaan nou vandag, as die Here wil, die nagmaal gebruik, die brood en die wyn, die liggaam en die bloed van Jesus, wat eintlik 'n heenwysing is. En wanneer ons dit gebruik, is my gebed, dat die Heilige Gees jou sal wys op die heerlikheid van Jesus Christus. Die tweede geleentheid, wanneer die Heilige Gees vir Johannes iets wil wys, lees ons in Johannes 21. En daar vind ons in vers 10 die volgende. Ek is toe deur die Gees meegevoer, en die engel het my na 'n groot berg toe geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys. Die stad wat van God af uit die hemel af kom. En dan word hierdie stad beskrywe. So wat wys die Heilige Gees eintlik hier vir Johannes? Hy wys vir Johannes die nuwe Jerusalem, die nuwe plek, die koninkryk van God. Hy wys eintlik vir Johannes die nuwe lewe. So wat sien Johannes? Hy sien nie net vir Jesus nie, maar hy sien ook waarna toe hy op pad is. En dit gee hom hoop, en dit gee hom bietjie moed, en dit help hom om te fokus. So die Heilige Gees is ook die een wat ons wys
waarheen ons op pad is en hoe ons op die pad moet loop. Hy wys nie net vir ons die begin Jesus en die einde die ewige lewe nie, maar ook die tussenin. En dis waarom Paulus dikwels sê, jy weet, laat julle vervul deur die Heilige Gees, nê. Laat die Gees julle gedrag bepaal. Die Gees wil ons nie net laat ons lewe met Jesus begin nie en in die hemel eindig by Jesus nie, maar ook tussenin. En dis die tweede ding wat Johannes sien. Ons is op pad na die nuwe Jerusalem en op hierdie pad is God getrou om ons deur sy Gees te lei. Daar is 'n derde ding wat die Heilige Gees vir Johannes wys. Wat die Heilige Gees om laat sien. En ons lees daarvan in Openbaring 17. En wat die Heilige Gees eintlik hier vir Johannes wys, ek gaan dit nou lees, is hoe die wêreld waarin ons leef lyk. In Johannes 17 vers 3 staan daar, ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my waartoe geneem? Na die woestyn toe. Daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die vrou was uitgedors in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad, die onreinheid van haar onsedelikheid. En so word hierdie vrou beskryf as die groot Babylon, as die sedelose een en die losbandige een. Wat wil Johannes hier raak sien? Wat bring die Gees hom toe om raak te sien? Ek dink wat die Heilige Gees hier vir Johannes wys, is die nood van die wêreld. Babylon is hier die simbool van die wêreld. Babylon in al sy pragt en praal, en al sy verleidelikheid, word hier vir Johannes geskets. Sierlik, mooi, uitgetooi, maar sy verlei. En as ons nou 'n bietjie verder lees in die volgende paar hoofstukke, kom ons agter dat hierdie sedelose vrou uiteindelik tot 'n val kom. En wanneer sy tot 'n val kom, dan skud dit die hele wêreld. Daar's so baie wat agter haar aangeloop het. Daar is koninkryke, daar's magtige mense, daar is sakemanne, daar's vromes, en sy het almal eintlik om hulle pinkie gedraai, hierdie vrou. Maar wanneer sy val, dan loop alles verkeerd. Ons lees, daar kom droefheid en pes en hongersnood en lyding in hierdie wêreld. En hierdie vrou word uiteindelik gedwing om haar eie beker van gif te drink. En Johannes skryf, in een oomblik is al die rykdom weg, al die pragt en praal weg, en lê daar hierdie dooie vrou. Johannes nooi ons om dieper te kyk na die wêreld as die oppervlak. En te sien dat die uiteinde van die wêreld die dood beteken. En wil hy ons uitnooi en sê, onthou, Jesus is ook in die wêreld. En hy wil juis die mense verlos en red van daardie dood, van daardie onsedelikheid, van daardie onreinheid, van daardie droefheid en lyding en swaar kry. Hy is juis daar. Die wêreld lyk mooi, maar hy is nie. Sonder Christus is hy dood. Dis 'n woestyn. Die wêreld bring nie hoop nie. Christus wel. Dis die derde gesig wat Johannes hier sien. Die wêreld het 'n verlosser nodig. Die wêreld is in 'n woestyn en God wil ons daarvan verlos. En dan is daar 'n vierde ding wat die Gees vir Johannes wys, waarby ek vandag wil stil staan. En dit het ons in die heel eerste hoofstuk van Openbaring gelees. En ek gaan dit nou vir u weer lees. In Openbaring 1, daarvan af vers 10. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem gehoor. En die stem het gesê, skrywe wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die gemeentes. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het,
het ek 7 goue lampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Johannes sien gemeentes, 7 lampe, in hulle gebrokenheid, in hulle swaar kry, in hulle lyding, in hulle sonde. Maar hy sien iets meer as dit. Tussen hierdie gebroke gemeentes, hierdie onvolledige gemeentes, is daar iemand, Jesus Christus. En dis hy wat die verskil maak. En die opdrag is dan nou dat die lig van die gemeentes in hierdie donker wêreld sal skyn. Maar dit lê nie in onsself nie. Dit lê in die mate waarin ons aan Christus gehoorsaam is. So Johannes sien 'n wêreld wat ingeneem moet word deur die evangelie van Jesus Christus. En dit word gedoen deur die krag nie van mense nie, maar van gewillige mense wat onder die krag van God se gees van Jesus Christus wandel. My gebed is dat gemeentes en kinders van die Here in die kragveld van die Heilige Gees sal funksioneer. Dan kan God deur sy kinders en deur sy kerk die wêreld verander. Miskien nie as omstandighede nie, maar lewens. Mag ons deel wees van God se kerk, van God se werk van sy Gees. Die nagmaal is 'n geleentheid waardeur die Here ons in die geloof wil versterk. En wanneer ons nou gaan aansit aan die nagmaalstafel, dan wil die Heilige Gees ons weer wys op die heerlikheid van Jesus. Hy wil ons wys op die krag van Jesus. Hy wil ons wys op die pad waarop ons is en waarop ons nie moedeloos moet raak nie. Hy wil ons wys hoe lyk die wêreld en hy wil ons krag gee om in hierdie wêreld te oorwin. Ek nooi u uit om nou die nagmaal saam met my en Doreen en die res van die gemeente en almal wat deelneem te geniet. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit en eet dit en dink daaraan en glo dat hy gesterf het tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. Die wyn is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat hy gesterf het tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. Dankie o Heilige Gees, dat u ons ook op hierdie manier aanvuur om in die wêreld die lig van Jesus te laat skyn. Help ons om die heerlikheid van Christus in die wêreld te vertoon deur ons lewe, wat ons sê en wat ons doen, en ook deur dit wat ons nie doen nie. En ons bid, Here, dat u wil sal geskied, dat u koninkryk sal kom, ja, en dat u naam geheilig sal word. Amen. Ons slotlied is 'n gebed vir die land en sy mense. Wanneer ons die woorde volg, mag dit ook u gebed wees. En ek het reeds vir u gebedsversoeke gestuur vir hierdie dag van nasionale gebed, van smeek dat die Here deur sy Gees ook hierdie land en sy mense sal verander.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Gees met elkeen wees en bly. Amen.